goeiemôre. Dis donderdagmôre en ek hoop dat dit met jou goed gaan. Terwyl dit so ijskoud is, onthou ek 'n verhaal van 'n jong man wat 'n paar jaar terug daar in die Drakensberge gery het. Sy voertuig het gegly op die sneeu en hy het van die hange van die berg afgeval. Hy vertel na die tyd hoe hy ure lank in die koue vasgepen in hierdie voertuig gelê het. En na baie gesukkel en moeite het iemand gekom en om uit hierdie kar uit gehelp. Hulle het op teen die berg gesukkel, 'n ambulans gekry en is hierdie man na veiligheid gebring. Ja, hy het 'n paar gebreekte bene gehad, baie stres en spanning en dit het baie lank gevat voordat hierdie man weer heeltemal normaal kon optree. Maar toe daar 'n onderhoud met hom gevoer is na die tyd, het hulle hom gevra wat het hy gedoen terwyl hy in die kar gelê het en gedink het dat hy dit nie gaan maak nie. En hy het gesê dat toe hy gebid het. En toe hy na die onderhoud verby is met die vrou gepraat het, die onderhoud gevoer het, sê hy vir haar, weet jy wat? My gebed was eintlik so eenvoudig. Ek het in daardie oomblik nie krag gehad om diep gebede te bid nie. Ek was in en uit 'n koma en ek het my bewussyn kort verloor. Maar hierdie man onthou hoe hy die Onse Vader 'n paar keer daardie nag opgeset, totdat iemand hom uiteindelik kom red het. Sjoe, jy sê, miskien is my probleem te groot. Ek het 'n diep gebed nodig. Ek het 'n gebed nodig wat daarom so 'n bietjie dieper gaan as die Onse Vader. Want terwyl ek daaraan dink, onthou ek die Engelse deel wat sê, the Lord's Prayer. Dis die gedeelte waar Jesus sy disippels leer hoe om te bid. En maak nie saak hoe groot jou probleem is, hoe groot jou uitdaging is nie. Al wat jy vandag eintlik kan doen is om die Onse Vader uit jou hart uit te kan bid. En ek glo en ek weet dat die Here ook hierdie gebed gaan hoor. En ek wil jou vanmôre vra dat voor jy die huis gaan verlaat, gaan ek hierdie gebed vanmôre saam met jou bid. En ek weet jy ken dit uit jou kop uit. So sit die selfoon lekker hard en dan maak jy jou oë toe en dan bid jy vanmôre hierdie gebed saam met my voordat jy jou huis verlaat. Jesus sê, wanneer jy bid, moet jy nie soos heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle dat hulle gebede verhoor sal word omdat hulle baie woorde gebruik. Matteus 6 vanaf vers 7. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het nog voordat julle hom dit vra. So moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil ook op aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons oortredinge soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Amen.